Hallo mami. Okay, Hallo my kind. hier is ons weer en dit is regtig so. Dit raak elke keer net lekkerder. Maar allow me to say, kyk gou hier nê. Ek het soos aangetrek. Ayun. Ek is nou reg maar 'n marathon te gaan hardloop, if only. En mami lyk so netjies, so formeel. Maar okay, ek het nou amper opgestel en gou iets anders gaan aantrek om ook nou Ag by nee hierdie man. vibe in te pas. Maar in elk As die geval, kleur is ten minste to match, sal ek sê, blou ja, en ja, blou. nee. Nee, kyk, it is what it is now. Ja Ek het man. ek het nou net toe ek nou dink oor waaroor ons gaan praat. Toe dink ek stories soos die movies wat mense op die TV kyk, nê. Van hulle is baie interessant, van hulle is oulik, van hulle is boring. Maar dan is daar mos hierdie old faithful stories, die storieetjies wat jy vir jou kinders vertel, soos Goue Lokkies, Pinocchio. Al daai goed wat net dit gaan letterlik van een Mm. generasie na die volgende toe. Ja, En so die Wolf en kos. jakkals. Wolf en Jakkals, kyk, Wolf en Jakkals se stories is skreeu snaaks, nê. Daar's so 'n Spotify account van 'n oom wat die stories vertel. Ek dink sy naam is oom Danna. As jy net soek Wolf en Jakkals en ek noem dit want dis diep snaaks. As jy daarvan hou, dan moet jy dit gaan luister. Maar soos die stories, so is die kos waaroor ons vandag praat. Kom ek gee vir mami 'n kans. Om te sê waaroor praat ons nou actually vandag. Pannekoek, ook 'n Suid-Afrikaanse favorite oor die geslagte. Ja, yes, dit is. Maar het mami agtergekom, dit wat ons pannekoek noem en wat die Amerikaners praat van pannekoek, lyk 'n bietjie anders, né? Nee? Ja nee, dis twee verskillende goed. Ja, ek dink Ek amper, het een keer ja, ek het een keer in 'n storie gelees toe sê hulle, die mense het gestry oor wie sin is nou eintlik pannekoek. Toe sê die ja, een man, dit wat ons doen is pannekoek en daai wat hulle maak is, hulle noem hom 'n blinie, want dis maar so 'n ronde ding. Is meer soos 'n flapjack of iets. ja, ja. Kyk, ek bedoel as jy sê soos pannekoek, ons een is baie plat. Hy lê plat in die pan, ja. Exactly. En jy rol hom op. Nou, Ja. kyk, 'n pannekoekresep, jy kan Google vir 'n pannekoekresep en jy gaan kry. Ek het een keer iemand 'n resep gegee, so 'n klein enetjie wat dit was op 'n blaadjie geskryf en die resep het toe 'n bietjie asyn bygehad. En ek maak hom Mm. toe net so en hy was verskriklik lekker. Die buitekant was so half asof hy amper crispy is. Nie te erg nie. Crispy, ja. Ja. Het jy die resep verloor? Ja, ek het hom verloor. Ek het ook so 'n resep, so ek kan hom vir jou gee. Wat die Ja, ken hom nou nie uit my kop uit nie, maar ek het hom. Wat ja. asyn in kry. Ja, maar pannekoek is mos maar maklik. Ek wil maklik rig. Melk, eiers, Ja, meel. nee, dis redelik maklik. Ja. Gewoonlik as 'n mens mos pannekoek maak, ek weet nie hoekom nie, ek dink die pan is nog nie reg nie, maar jou eerste pannekoek flop gewoonlik. Maar dis oukei. Okay. Hy kan geëet word. Hy lyk net nie soos hy moet lyk nie. Ek het vir Louis gesê, my seentjie, mamma het gesê die eerste pannekoek is 'n flop en hy het sy ander pannekoeke maak. Dus ek sê so moenie Ja, worry nie. ja. Toe maak hy dan moeite met daai eerste pannekoek, nê. Toe Dat flop sy hy het eerste hom een nie. gebewerk. Dis hy vir my, kyk hier. Hy is nie 'n flop Ag nie. moeder, Aitsa. So hy het nou, Dis hy hy het doen nou beter as hy nie hard nie. geprobeer. Oei Ja, tog. maar nou Ayene. kyk, ek wil amper sê die favorite vir pannekoek is die mees algemeen is kaneelsuiker wat jy in hom ingooi. Ja, Maar dis nie al wat jy hoef te doen nie. Jy kan op glad ander nie. maniere ook 'n pannekoek voorsien. Ja. Soos wat byvoorbeeld. Jy kan enigiets waarvan jy hou. Ek wil amper sê wat jy op brood sou sit, kan jy op die pannekoek sit en hy Oh gaan lekker wow. smaak. Jy kan kaas opsit, jy kan tuna en mayonnaise opsit, jy kan hoender en mayonnaise opsit. Jy kan gegeurde mins opsit, jy kan 'n curry minsvulsel opsit. Daar's baie en ek noem nou net 'n paar, maar ek is seker die mense weet van meer, Ja, want pannekoek is lekker ja. saam met 'n vulsel of met kaneelsuiker. Dis baie Ek lekker. was by 'n funksie onlangs, toe gee hulle vir ons gevulde pannekoeke vir die hoofgereg en soetpannekoeke vir die nagereg. So jy het pannekoek geëet as jy nou alles geëet het. Yes, want ek meen, kyk as jy gewoonlik as ek pannekoek maak, dan moet ek van al twee maak of ten minste die soet een, want dis die favorite. Ja,
So meeste mense of baie mense wil dalk ten minste van al twee hê, 'n soet een en 'n sout een. Ja, ek dink mense aanvaar as jy sê pannekoek in Suid-Afrika, dan bedoel hulle pannekoek met kaneelsuiker. Ja. So as jy gaan hier in my huis werk dit ook so, as ek hom vul, dan moet daar nog steeds wees wat kaneelsuiker ook kan kry. Ja. Nee, definitief. Ek onthou mommy het many years ago, weet nie of mommy dit nog steeds maak nie, maar hom het pannekoeke gemaak en dan word hulle Ek ook weet nou wat. as ja, please, want ek onthou so stukkies van hom. Ek het dit so 'n redelike tydjie terug gemaak, maar ek dink die hele was hier nie. Ek maak maalvleisvalsel aan die een kant en dan gooi ek dit in die pannekoek en rol hulle mos nou op. En dan sit Ja. ek 'n klomp gevulde pannekoeke langs mekaar in my bak wat in die oond in kan gaan. En dan gooi ek 'n kaassous oor al die pannekoeke en kaas. En dan sit ek hom in die oond dat die kaas net smelt en dan eet jy hom en dan smaak hy baie lekker. Ja nee, na daai as dit magies val oggies toe. Jy kan niks anders doen Definitief. na so 'n Ja, ek maaltyd dink nie. dit het dieselfde effek as melkkos. Ek kom nou met 'n ander kos in, maar Anton glo mos as hy melkkos geëet het, dan slaap hy baie lekker. So ek dink Ja, dis hoekom jy so voel oor die pannekoek ook, want hulle ja. is baie vullend. Okay, nou, kyk, ek weet nou nie of dit nou 'n familie geheim is nie, so help my reg. Maar ek weet nie hoe om melkkos te maak nie. Iemand het al verduidelik, maar I don't know. So vir die mense wat nou kyk, generally, hoe maak 'n mens melkkos? Of kom ek vra, wat is melkkos? Nie almal weet wat dit is nie. Dis nie 'n familiegeheim nie, dit is op die internet. As jy intik melkkos, dan kry jy 'n resep wat vir jou goed help, want ek het nou die dag gaan kyk, ek wil weet wat sê hulle vir hom in Engels. En Ja, toe kry ek baie snaaks vir die antwoord. Hulle sê sê maar, milk food en dit is vir hoe- my simpel, wat sê hulle? maar dis wat hulle sê. Milk food. Nee, sê dieselfde nie. Nee, dit klink nie reg nie, maar ek dink dit is net direk vertaal. Sê maar. Ek wil net gou sê, ek het op 'n stadium, toe gaan ek biblioteek toe. Nou, a bit of a background story. Toe ek nou agterkom maar ek kan nou begin eksperimenteer in die kombuis, toe maak ek focaccia, né? In Engels is dit so netjies, focaccia. Dit klink so fancy. Nou focaccia, mense kan dit Google, jy kry verskriklike, dis basies maar 'n vorm van brood, sal ek sê. Mm. En jy vul hom ook en dis wonderlik wat jy met hom kan doen. Toe gaan ek biblioteek toe en by die biblioteek dis 'n vreeslike klomp resepteboeke, ou resepteboeke. Dis ek sê kom ek kyk net asseblief wat hier aangaan. Miskien leer ek nou iets nuut. En ek sien Ja. toe maar hierdie een prentjie, hierdie brood lyk nou baie bekend. En toe ek die naam sien, toe dink ek nee asseblief sê vir my ek is verkeerd. You wouldn't believe it. Focaccia in Afrikaans is matrasbrood. Ag nee. Dis hoekom, dis hoekom Nooit van so iets gehoor nie. niemand praat van Ons los maar die matrasbrood Afrikaanse nie. naam. Want as ek vir my man sê hy moet matrasbrood eet, dan weet ek hy gaan nie wil nie. Dit laat dink my nou aan 'n grap. Ja, ja, wat is dit? Ek sal maar nou nie name en vanne noem nie, maar Okay, iemand okay. in ons familie het 'n Ja. keer vertel dat hulle onder mekaar, hulle gesin se die siblings onder mekaar het gepraat en hulle het besluit daar's een van wat hulle voel hulle wil nie dit in hulle familie hê nie. Ja. En hulle gaan aan met die gesprek en hulle gaan aan en toe sê die een maar hulle ma se van is so, hulle kry toe nog gedagte, dis nou hulle ma se van, toe sê hulle toe maar los my van ma. Ayene. Ja. Dit klink dis ons los maar vir matras. Ons los maar vir matrasbrood, ja. Ek weet vir sommige Ja. mense, kyk, dis net vir my is dit weird want ek het dit nou eers ontdek. Vir iemand anders is focaccia dalk nou seker weird. Maar Ja. ja, maar 'n ander, o ja, ek het mami geïnterrupt. Mami was besig om te vertel van hoe maak 'n mens melkkos. O, okay. Die melkkos, weet jy wat? Ek het so lank klas melkkos gemaak en verlede week toe dink ek wag, ek wil nou weer melkkos maak want Tristan kom huis toe en hy het gesê hy wil melkkos eet weer 'n slag. Ja, Toe kan ek nie onthou hoe ek dit maak nie, want ouma het altyd net vir my oor die telefoon gesê, so maak jy dit en dan gaan doen ek dit onmiddellik en ek skryf nie af nie, so ek het dit nêrens afgeskryf nie. En toe bel ek probeer bel vir Tannie Leandri en Tannie Leandri is in die kerk tyd, so toe kan ek haar nie kry nie, toe dink ek Ja. nou moet ek my eie ding doen. Toe gaan dink ek wat ek gemaak het en onthou ek wat ouma gesê het. So jy vat net soos 'n kwart koppie of dit nee 'n kwart koppie seker nou nie. Okay, dit hang die hoeveelhede hang mos nou af van hoeveel jy wil maak. Maar kom ek sê nou maar 'n halwe koppie self-raising flour, ja, brysmeel
en dan gooi jy bietjie, jy kan bietjie sout ingooi. Ek gooi nie die sout in nie want ek hou nie van sout oral ingooi nie. En dan vat jy soos 2 eetlepels botter en jy vryf dit daarin. En dan los jy dit eenkant en op die pot sit jy vir jou 'n groot pot en jy gooi vir jou, ek vat 'n blikkie eidelmelk want eidelmelk gee hom 'n baie lekker smaak. Maar dit hoef nie, die eidelmelk hoef nie by te wees, jy kan net gewone vars melk ook vat. Maar okay, Ja, dan gooi jy die eidelmelk in en sê nou maar miskien nog 'n liter of 'n halwe liter vars melk wat jy wil. ja, En dan kook jy die melk, wanneer die melk so amper kook, dan gooi jy die meelmengsel daarby en dan moet jy hom nou begin roer, dan roer jy dit, ek roer dit met 'n whisk, ja, omdat ek nie wil hê hy moet klonte maak nie, maar toe ek vir Tannie Leandri sê, toe sê sy weet weer van mense wat voel die klonte moet daarin wees, so almal hou nie van dit so fyn nie, maar ja, soos wat jy nou van dit hou, as jy nou nie klonte wil daar hê, dan kan jy hom nou net heeltyd met 'n lepel roer, dan gaan hy klonterig wees, maar met ja, die whisk dan kom dit lekker fyn. ja, En dan, toe ek nou op die internet gaan kyk wat hulle sê, toe sien ek, hulle sê, jy kan dit agterna strain ook, deur 'n sifdruk, om dit heeltemal fyn te kry, of in 'n blender sit. Maar ja, okay, as jy die whisk gebruik, dan is dit nie eens nodig nie. En dan kook jy hom nou vir 'n paar minute. Die resep sê op die internet sê hulle, jy moet hom vir 10 minute kook. Ek dink ek het myne so lank gekook nie, maar dit smaak baie lekker. Dan gooi jy net suiker oor, of wat jy nou ook al wil oorgooi. En ja, die ander sê toe vir my, ousus het dit gemaak en ousus het die eidelmelk gemaak, het toe gebruik, nie toe gooi sy in die eidelmelk se plek kondensmelk. So dan wow, as jy nou kondensmelk vat, gaan dit mos nou natuurlik soeter wees, maar dan hoef jy nou natuurlik nie suiker oor te gooi nie. ja, ja. Maar Oeh, dis basies dit. Dis ek voel dit is maklik want jy kan hom vinnig aan mekaar slaan. ja, ek dink kosse soos pannekoek en melkkos, dit klink super eenvoudig. Miskien, ek wonder altyd hoe het mense begin om so iets te maak, want dit is letterlik baie eenvoudig. Ja. Maar maak nou nie saak hoe eenvoudig dit is nie, dit is verskriklik baie lekker. So O ja, soms, ja, ekskuus. Jy kan natuurlik kaneel ook oorgooi. So ja, kaneelsuiker oor die ja. ding as dit dan gee dit ook 'n lekker smaak. Die melkkos wat ek al geëet het, het soos bietjie klonte in gehad. En dit was nogal vir my, kyk, dis die enigste manier hoe ek hom al geëet het, maar dit was vir my lekker, want jy moet hom amper soos, nie kou Mm, hom nie, maar jy moet amper soos dat klein klontjie, moet bietjie jy net effort insit, ja. deurwerk. Ja, dis nogals lekker. Maar ek sal hom op 'n ander manier ook wil proe. En ander ding is 'n vetkoek, né? 'n vetkoek is net so versatile. Jy kan amper Ja, enigiets met hom maak. Jy kan seker. Ek ja. onthou, ek onthou toe ek in sonnaskool was, en dit is many, many years ago. Toe het hulle op 'n stadium 'n kompetisie gehad. Nou, ek wil nou weet. Kyk, die kinders, die kompetisie was dat die vetkoek, die arme vetkoek was aan 'n tou vasgemaak en dan hang hy. En dan het hulle Dit kom stroop uit oor die ouma ding se gegooi. kinderjare uit. Sorry? Daai idee kom uit ouma se kinderjare uit. Hulle het dit gedoen toe hulle kinders was. En dan moet jou hande agter jou rug wees as ek reg onthou. En dan moet jy Ja, maar kyk, jy hardloop letterlik agter hierdie vetkoek aan op het die die vetkoek touwtjie. dan gehang aan 'n touwtjie of wat? Kyk, dis hoe ek hom onthou het, want ons het Het jy dit gedoen? nee, kyk, ek mag mos nou nie stroop eet nie, maar Dis kyk, ek ek moet nou voel vra. nou, sign me up. Dit sal diep lekker wees om te probeer, veral as dit 'n kompetisie was, want die Ja, sonnaskool het toe gaan kamp by Muisvlak. Kyk, ek weet nou nie hoe die besigheid nou nog werk en of Muisvlak nog Muisvlak is nie, maar dit was verskriklik lekker. Daar was die kinderparkie en die swembad en hierdie event het toe buite gebeur en die vetkoek was sommer aan een van daai bars, amper soos 'n monkey bar sit up, was daar aan vasgemaak. So ek weet daar was 'n touwtjie betrokke. Maar ek het altyd ja. gewonder, wat is die vetkoek nou uit die touwtjie uitkom of wat is hy val? Maar dit het nou nie gebeur Ja, nie. ek was nie naby toe dit gemaak is nie. So ek wonder hoe hulle hom nou regtig so vaskry dat hy sit, want ek meen as jy begin eet aan hom, dan trek jy mos dalk aan hom. Staan jy kans dat jou vetkoek op die grond gaan val. Ek dink nee. Kyk, dis 'n wilde idee en ek weet nie of ons dit ooit sal doen nie, maar imagine ons kan so 'n kompetisie hou. Sommige hier in ons, dan is dit nou ek en daddy en mommy en dan is Definitief dit Tristan. die show definitief tussen. Maar die probleem met dit, okay, Maar maar hy gaan ons wen.
Ja, wat ek ook nog gesê het, net op 'n ander manier. Maar nee, ons maak hy vetkoeke lekker groot, super size vetkoeke. Ek kan nie deelneem nie. Maar ek dink dis oulik. Ja, dis interessant. Yes, Al I die think goeders so. wat 'n mens met kos kan doen. Dit is interessant, ja. So, ek wou nog gesê het, ek weet nie of ek dit al genoem het nie, maar ek wou as 'n kind, miskien het ek dit al genoem het. Julle was my gevra, wat wil ek eendag word? En toe sê ek wil net asseblief vir Worsie in die kombuis help. Worsie van Vetkoekpaleis. So, Ja, dit is vir my lekker kos is lekker en om stories te kyk waar die mense die kos eet is altyd baie lekker. Maar ek dink die lekkerste, skus ek kyk net gou die tyd, die lekkerste of wat dit die lekkerste maak is dat jy dit saam met mense kan deel. Die dis kos. waar. Jy kan alleen eet. Daar's niks daarmee fout nie. Ek dink net dit is nogal spesiaal as jy 'n maaltyd voorberei vir iemand anders. As jy Ja. weet, Nee, dis wat dit lekker maak. Ek dink as jy alleen is, meeste mense voel as hulle alleen is, dan is hulle nie eens lus om kos te maak nie. Dan vat hulle ja. maar wat daar is en eet dit, maar dit is nie lekker om vir jouself kos te sit en maak nie. Nee, ek dink ook nie so nie. Ek dink jy gaan letterlik dalk net kyk ek sal, jy weet, die gouste, die maklikste. Jy gaan nou nie vreeslik moeite doen Ja, nie. Maar dis hoekom ek het op 'n keer 'n program gekyk waar hulle ook kos gemaak het en hulle motto was amper soos die belangrikste bestanddeel is die liefde waarmee jy die kos maak. Nou as jy vir jouself gaan kos maak, 'n mens is lief vir jouself, maar jy gaan dit nie met soveel liefde maak soos wanneer jy dit vir ander mense maak nie, want jy ja, sien ook uit ek wanneer ek die kos maak, sien ek uit na daai ervaring wanneer almal sê die kos is lekker. Want dis vir my die ja, lekkerste om te weet ek yes, het nou lekker kos vir hulle gemaak of vir wie ook yes. al. Ja. Ja, nee, dit is ek dink ook as 'n mens dit is seker dalk die verskil van as jy iets by 'n winkel gaan koop, iets wat in 'n pakkie of in 'n sakkie is in vergelyking met wanneer jy dit by die huis maak. Ek dink jy gee so 'n bietjie van jouself wanneer jy so iets maak. En ja, ek dink dis baie spesiaal. Ek wou nou nog iets gesê het. Nou moet ek net onthou. Um daar vlieg die gedagte weg. So, dit is nou maar dit is nou maar soos wat dit is. Ek wil net seker maak kan nou nie my hoor. Ek kan jou nou hoor, maar die ding het vir 'n paar sekondes gevries. By my ook, nee, hy sê vir my connection is unstable. Can you believe it? Maar nou ja. So, ek dink vir vandag is dit is nou eers al vir die mense wat die vorige video's gemis het, hulle kan dit lekker gaan opvang. En Ja, ek dink ons gaan nog volgende week saam kuier. Ek dink ook ons gaan dalk ons die dag wanneer ons die video release gaan dat verander. So die mense moet okay. net subscribe, net seker maak hulle is op datum met dit. En dan gesels ons weer volgende keer saam. Een laaste gedagte. Ek maak nou sop. Die sop waarvan ons laas keer gepraat het, sit nou op die stoof. Van my kind het gesê hy wil sop hê. Lekker. Ja, soup and Ah, homemade jy bread. dan? Ja. So jy maak ertjies op. Sorry? So jy maak ertjies op. In my kind se boek is daar net een sop. Okay, O, miskien twee. boontjies op. Boontjiesop. Hy fooi toe. Hy wil nie 'n groentesop of 'n pampoensop. Hy wil net boontjiesop hê. Hy sal 'n Ja, jene. biltong eet, but that's it. Dit is vir hom sop. Ek dink dit kom van hom aan die sy se daar af. Ja, dit kom definitief. Anton vertel te sê hy sal nooit vergeet nie. Ons het 'n Sondag die vorige dag sop geëet en dit kom by die Sondagmiddag se kos. Toe sê Louis, hy wil nie Sondag kos hê nie. Hy wil net asseblief sop en brood hê. Toe eet hy Ah, sop en jene. brood en die res van ons eet vleis en hoender en Fooi ja, toe. ja. Maar nou ja, mami, vreeslik baie dankie. Dit was lekker. Ons gesels weer saam. Stem saam. Dankie. Lekker. Bye bye. Bye bye.